Welkom hierdie week se ANT Politieke Oorsig saam met Prof Theo Venter van die Noordwes Universiteit. Ons gesels 'n bietjie oor die nuutste gebeure en die G20 wat hierdie week natuurlik by ons is, wat in die nuus is. So baie welkom by ons Prof. Dankie. Ja, hierdie week word Suid-Afrika eintlik oorheers deur die G20 wat Vrydag, Saterdag en Sondag eintlik maar alles in Suid-Afrika gaan domineer. Ons gaan verveeld raak op TV, so baie gaan ons daarvan sien. Nou, bietjie perspektief. Die G20 is nou seker al vir die beste deel van 20 jaar aan die gang. En dit het ontstaan met die internasionale finansiële krisis hier rondom 1998-99. Eintlik 'n ontmoeting van al die presidente van die reservebanke van die, noem dit maar die westerse geïndustrialiseerde wêreld. En dit het toe later uitgebrei en in oorleg met die G7 het die G20 geword, waar in Suid-Afrika natuurlik nou geïnkorporeer is. En dan hulle het jaarliks hierdie vergadering. Dit word vooraf gegaan deur omtrent 120 verskillende ander vergaderings en standpunte word ontwikkel. En dan in die 2 dae wat die G20 nou sit hier by ons, word daai standpunte dan aanvaar deur al die leiers. Want onthou, die G20 is regering tot regering gesprekke. Daar is ook 'n G of 'n B20. Dis waar die sakelei van die verskillende lande 'n aparte vergadering hou en selfde tyd en ook dinge uitreik. So dis regtig 'n omvangryke ding. Wat die G20 hierdie jaar by ons nou anders gemaak het, is dat Donald Trump van vroeg af gesê het hy gaan nie bywoon nie. So dit het eintlik van die begin af 'n G19 geword. Ek wil vra, maar hy het gesê is 'n G100. Ja, ek sou nou by die G100 kom. En toe, so 2 weke gelede, toe sê Trump, nie alleen gaan hy dit boykot nie, maar niemand van Amerika mag die G20 bywoon nie. En toe in daai gesprek, toe het hy 'n plakkaat op met die G20 in 2026 wat in Miami gaan plaasvind. So, hulle is nog nie eens hierdie kant klaar nie en hy adverteer al Miami vir volgende jaar. En hy maak toe die bewering dat die G20 in Suid-Afrika is eintlik die G100, want ons het almal uitgenooi, elke Mohammedan. Ja. Nou, in 'n sekere sin is hy reg, want hier is meer as 42 lande wat die G20 bywoon. Dus nou naas die 18 staatshoofde wat kom, Trump kom nie en Xi Jinping kom nie. Is daar nie nog een wat die kom? Milei van Argentinië kom ook nie. Ja. Maar ek bedoel, Argentinië is in so 'n slegte finansiële posisie, ek dink hy beter daar bly, hy kan nie kom nie, en dieselfde met die leier van Mexico, wat ook nie kom nie, en dis baie iffy. Maar hulle is in elk geval nie deel van die G20 nie. Nee, hulle is Mexico is deel. Argentinië en Mexico is deel, en Indië ook, en dit lyk of die Indiese leier dalk ook nie gaan kom nie. Maar ons sal dit nou eers volgende week finaal weet, as alles nou afgehandel is. En die Amerikaners het toe intussen vir ons 'n formele boodskap geskryf, dis nou vir Suid-Afrika as die organiseerder van die G20, dat hulle nie 'n formele standpunt of 'n mediaverklaring moet maak aan die einde van die beraad nie, want hulle is nie by nie. En ons kan dit dus nie doen nie, want nie almal is hier nie. Ek dink is 'n bietjie intimidasie. Ek dink ons gaan so 'n ding doen, want die westerse lande ondersteun Suid-Afrika baie sterk. So ook Japan, en so ook Kanada, en so ook Brasilië, en so aan. So daar's genoeg steun om 'n standpunt uit te lig, en ons sal nou dit Sondag sien, wat is die finale standpunt, maar ek dink, dit gaan begin deur te sê, al die lede wat hierdie G20 bygewoon het, spreek hulle hartseer uit, dat Amerika dit nie kon maak nie. Iets soos dit, daar gaan 'n verwysing. Hulle het al die begin van die verklaring Ja, daar gaan alle verwysing na Amerika wees. Ek dink nie, hulle sal direk na Trump verwys nie. Dit gaan meer in 'n generiese sin wees. Maar jy die vraag gevra oor Mexico en Argentinië. Die wêreld is nou eintlik in 2 blokke verdeel. Daar is die globale suide, wat so bietjie van 'n goeie Afrikaans daarvoor is 'n misnomer. Want die 3 grootste dele van die globale suide sit almal in die noordelike halfrond. Dis Rusland, en dis China, en dis Indië, as jy hulle bymekaar tel. Maar dit sluit nou al die lande in die suidelike halfrond ook, met die uitsluiting natuurlik van Australië. Australië is nie deel van die globale suide nie. Dan is die suidste van almal, dis baie snaaks. Dan kry jy die G20. Die G20
sluit al die lande in van wat ons sou noem die geïndustrialiseerde weste, insluitend natuurlik Japan, en dan ook Suid-Amerikaanse lande, Brasilië, Argentinië, Mexico is nie heeltemal Suid-Amerika nie, en dan groot lande, industrialiserende lande soos Suid-Korea, Indonesië, Maleisië en so aan. En dan is daar natuurlik BRICS. BRICS sit weer binne in die globale suide. En 'n groot deel, wel eintlik almal, wat aan BRICS behoort ook aan die G20. So jy moet jou storie ken as jy wydsbeen tussen daai twee groepe wil staan. En dis wat Suid-Afrika probeer doen met ons buitelandse beleid. Ek wil net sê, Iran is deel van BRICS, maar nie deel van die G20 nie. Ja. En Israel is nie deel van die G20 nie, maar dit nou daar gelaat. So, Suid-Afrika se buitelandse beleid sê ons wil neutraal wees. Dit wil sê ons is halfpad in die een en halfpad in die ander een. En as jy dit wil doen, dan moet jy 'n departement van buitelandse sake hê wat sy storie ken. En ek dink nie ons Dirkou, ons departement ken sy storie nie. So ons kry 'n bietjie swaar om so 'n bietjie wydsbeen oor die twee groepe te staan. Maar ons is half nog infighting, Engelse woord gebruik van met ons RNE ook, wie eintlik ons buitelandse beleid beheer, met die ANC en die DA en al daai tipe goed, so dit maak dit nog moeiliker. Dis baie goeie vraag wat jy vra. Buitelandse sake is een van die aspekte. Toe die regering van nasionale eenheid gevorm is so jaar en 'n half gelede, waar die ANC eintlik gesê het, buitelandse sake is eksklusief onsin. Niemand anders het seggenskap daaroor nie. En ek dink dit was 'n strategiese fout aan die ANC se kant. Nou, 3 weke gelede, toe die RNE nou vir die eerste keer so 'n think tank gehad het, so in Indaba, in Magaliesburg, het hulle daai punt versag. En hulle het gesê, die lesse wat hulle geleer het uit die begroting uit, naamlik, hulle kan dit nie alleen doen nie, hulle moet die ander rolspelers ook betrek, het hulle nou gesê, ook buitelandse beleid, gaan ons toelaat dat lede van die regering van nasionale eenheid ook vir ons hulle menings kan gee. Dis op 'n baie sagte manier gestel, maar ek dink beslis, daai deur is op 'n klein skreefie oop, want ons kan dit nie op ons eie doen nie. Ja, nee, ek dink dit is belangrik. Ek het in die nuus ook gesien, of in die koerante gesien, dat daar het gestaan, Suid-Afrika sal nie geboelie word deur Amerika nie. Is dit 'n deel van hierdie, van die G20, die uitsprake wat Trump gemaak het? Ja, dis eintlik, dit sny na twee kante toe. Dis in die eerste plek die druk wat hy op ons plaas oor hoe ons die G20 moet organiseer. Miskien moet ek dit net noem, as mens ooit 'n voetnoot in 'n gesprek kan hê, die BRICS het 'n administrasie wat hom bestuur, die G20 het nie. Wanneer jy die G20 kry vir daai jaar, soos Brasilië verlede jaar, Suid-Afrika hierdie jaar, Amerika volgende jaar, reël jy alles. Jy bekostig ook alles. So dit is 'n dieroefening om te doen. En Trump het druk op ons gesit oor hoe dit moet gebeur, en ons het gesê, ons sal dit nie laat boelie nie. En dan die tweede gedeelte daarvan is tariewe. Die 30% toeslag van tariewe op Suid-Afrika, wat intussen natuurlik 'n bietjie versag is, nie vanweë Suid-Afrika se harde werk nie, maar vanweë wat in die binneland in Amerika aan die gang is. Prys van koffie is te hoog, daarom is die tarief op koffie af. Prys van sitrus is te hoog, daarom is die tarief af, en 'n paar ander goed, maar in Suid-Afrika se geval het tariewe oor die afgelope 2 weke op wyn, sitrus en 1 of 2 ander produkte nie afgekom nie, en dis slegte nuus vir die Weskaap. Maar in terme van ons sitrusuitvoere is dit baie goeie nuus, en ek sien ook ons sitrusbedryf doen uitstekend hierdie jaar. Ja. Prof, ek is baie geïnteresseerd en nuuskierig wat hierna gaan gebeur met die G20, maar dit daar gelaat, ek dink ons kan wel 'n bietjie weer opvolg as dit nou verby is. Die Madlanka-kommissie, wat gaan nou daaraan? Ek weet daar's baie interessante bevindinge wat Prof genoem het voor ons opgeneem het. Ja, ons het natuurlik hierdie twee parallel lopende ondersoeke, die ad hoc komitee in die parlement en die Madlanka-kommissie. Hulle het verskillende mandate en hulle pak hulle werk verskillend aan. Nou die laaste week was ons nou vergas deur 'n man met die naam van Brown Mogotsi. Hy kom van Maikeng af, hy is hier in die Noordwes provinsie. Maar as ek al ooit in my lewe 'n Hans Wors gesien het, wat voor 'n komitee getuig, wat homself so vaspraat, dat hulle hom telkens eintlik moet uithelp oor hoe hy hom vasgepraat het, is dit Mogotsi. Dis die humorkant aan Mogotsi. Die slegte kant, die hartseer kant van Brian Mogotsi is,
Dis die kwaliteit van misdaadinligting waarmee die Suid-Afrikaanse polisie werk. En dis eintlik skokkend dat ons met sulke clowns, sulke hansworse kan werk. Ouens wat wanneer hy praat oor misdaadintelligensie, dan betrek hy Israel, hy betrek Newcastle, hy betrek die Chinese, hy wil sommer 'n hele storie spin. Nou, dit is nie die eerste keer wat dit gebeur nie. Daar was in die verlede al die Browse Mole report en daar was sulke verslae wat so skielik na vore kom, wat as ek 'n student gehad het in die politiek, wat vir my sulke goed geskryf het, sou kom gepluk het. Ek sou hom nie eens 50% gegee het nie. Die kwaliteit van misdaadinligting in Suid-Afrika is swak, en as ons nou soek na oplossings vir die moorde in die Kaap, in die Kaapse vlakte, misdaad hier bo by ons, georganiseerde misdaad, begin dit by misdaadintelligensie. Jy moet goeie inligting hê as jy ouens oordentlik wil ontplooi, en ek dink dit moet oorgebou word, ons het dit nie. Maar ek dink van my kant af, ek dink met AMT en wat ons nou hier doen, ons gee inligting en dan daarop kan hopelik boere met prysbewegings en goed, kan hulle beter besluite neem, en dis presies wat prof nou noem. Ja, en presies dit wat ons nou doen, en wat jy doen, jy kry die data, jy gee vir ons die data soos jy dit het, dan vertolk jy dit. In die oomblik wat jy daai data vertolk, dan kan jy dit intelligensie noem. Intelligensie, dis hoekom die departement is misdaadintelligensie, nie misdaadinligting nie. As jy inligting vat en jy vertolk dit, met ander woorde jy maak sin daaruit, dan word dit intelligensie. Ek weet baie mense sê, daar is geen intelligensie in 'n militêre inligtingsdepartement, dis nie heeltemal waar nie, dis maar net die tegniese aanwending van die woord, maar jy is heeltemal reg. En die vertolking van daai inligting. Neem byvoorbeeld die tomatieprys wat nou die afgelope week of wat afgekom het, en 'n paar ander bewegings. Wat julle gee, is ongrondliggende redes, en die produsent kyk na hierdie kant en sê, goed, hoe moet ek nou die volgende jaar my produksiebeplanning bepaal? Maar hy het dit nodig om daai beplanning te doen. En die polisie het presies dieselfde ding nodig. En hierdie Brown Mogotsi sê, hy's 'n agent. Hy bring inligting na die polisie toe. Maar al sy inligting, lyk my, is gebaseer op hoorsê. Hoe het hulle vasgevra, bro? Wat het hulle voorbeeld of twee, want ek is nou self nuuskierig. Hulle het hom soos 'n dier na die water toe gelei. Hulle het hom so al hoe meer na die punt toe gebring, en dan hier, wanneer hy moet drink, dan sê die aanklaer vir hom, maar ek dink jy jok vir ons. Ja. Ek dink nie jou oggendstories en jou aandstories kom by mekaar uit nie. Ja. En kyk, dit is nou lelik om dit te sê, maar dit is wanneer jy sien hoe 'n ou soek na 'n trierat. Hoe jy nou in ernstige reverse wil gaan, want nou moet jy al jou stories by mekaar uitbring. En kruisondervraging in 'n hof is 'n baie wrede ding. Hy vat vir jou en hy haal jou uit mekaar uit. Veral as jy nie die waarheid praat nie. Ek weet nie, ja, maar dan jy moet ja, en ek dink Brown Mogotsi se een van die beweringe wat hy gemaak het, is dat beide Fanny Masemola, ons nasionale polisiekommissaris, en Makonazi is eintlik CIA-agente. Nou, hoe op aarde kan jy dit bewys? Hulle het hom toe gevra. En sy antwoord was wel, as jy vir die CIA werk, gaan jy dit nooit erken nie. Jy gaan nie in die openbaar skryf, ek is CIA nie. Maar ek bedoel, dit is nie goed genoeg nie. Jy moet hierdie kommissie soek vir tasbare redes. Geef vir ons iets, sodat ons kan sien dit wat jy sê. In die parlement het die storie 'n bietjie anders geloop. Ek dink die groot vraagteken in hierdie hele Makonazi storie is die stafhoof in die kantoor van die minister, meneer Nkabinde. En hy het net sulke ronde antwoorde gegee. Hulle kon hom nêrens in 'n hoek vasdruk nie, en ek dink, die oomblik wat jy dit begin doen, dan ontstaan daar vraagtekens oor die integriteit van jou getuienis. So hierdie week kon ons duidelik sien, wie is besig met nonsens praat, of wat hierdie aantuigings probeer ondersteun, teenoor vorige getuienis, waar jy duidelik kon sien, hierdie ou praat 'n sinvolle iets. Jy kan iets maak daarvan. Maar ek dink hierdie week was dit net 'n ander storie. As prof nou so vinnig, dan weet ons nog nie op die finaal nie, maar wie begin nou as die bad guys en wie begin nou as die good guys eintlik uit hierdie scenario's begin ons speel? As prof nou so half 'n vinnige vooraf opsomming moet maak. Wel, ek sou sê die minister van polisie, Senzo Ntunu, behoort
nou al te bedank. Okay. Want hy word elke dag 'n groter verleentheid vir die president. En deur te bedank, gaan hy die president guns doen. En ek dink generaal Sibiya gaan ook nie sy pos behou nie. Dit is twee goed wat vir my duidelik uitstaan. Maar dan ondertoe, in misdaadinligting, word 'n paar name ook genoem. Khan se naam word genoem en 'n paar ander ouens, wat ek dink ook nie dat hulle nie baie seker van hulle werk is nie. En in hierdie proses het ons natuurlik 'n paar interessante mense raak gesien. Een daarvan hierdie week was Mary de Haas van KZN. En die interessante ding is, as jy voor 'n parlementêre komitee getuig, dan kom jy die reëls na van wat in die parlement gebeur. Jy val nie mense in die rede nie. Jy doen nie allerhande snaakse goed nie. En Mary de Haas, wat al vir jare lank 'n sogenaamde influencer is in KwaZulu-Natal. Dis 'n nuwe woordjie, ja, influencer. Sy, dink ek, het haar integriteit ook skade gedoen deur nie mooi op te let in die klas nie en eenvoudig net met 'n groot klomp gebare en uitdrukkings en goeters haar getuienis ook maar 'n bietjie in die voet geskiet. So gepraat van bedankings. Ek het ook in die nuus gesien, Ramaphosa het gesê hy sal daar's bedanking rondom sy presidentskap. Nee, wat inteendeel. Maar hy het iets genoem. Ek wil eintlik laat Prof vir ons 'n bietjie meer vertel rondom dit. Ek sal dit doen as 'n laaste stukkie van die groot nuus hierdie week. Die naweek wat verby is, het die nasionale uitvoerende komitee van die ANC ontmoet. En daar was baie sterk beroemers in die koerante en so meer, dat Cyril Ramaphosa waarskynlik gaan bedank na die G20. Ja, dis wat. Maar dit is deur sy vyande in die party, die ander faksie, is dit eintlik lig gegee by in koerante soos die Sunday Times en so aan. En toe in die nasionale uitvoerende komitee het Ramaphosa hulle uitgedaag, gesê ek hoor as mense wat sê ek gaan bedank, gee vir my die datum, dan loop ek. Maar as jy nie vir my 'n datum wil gee nie, hou op met hierdie nonsens. So hy het hulle eintlik uitgedaag om te sê, kom, gee vir my 'n datum dat ek moet loop. En vir die eerste keer wat ek kan onthou, het Ramaphosa eintlik sy rug 'n bietjie styf gemaak hieroor. En nou sit ons met 'n interessante ding. As ons kyk na Zuma was, kom ons begin by Mbeki. Mbeki was 'n goeie bestuurder van die land, maar hy was baie swak bestuurder van die party. Hy het die ANC eintlik geïgnoreer en daarmee het hom uitgeskop. Toe word hy opgevolg deur Zuma. Zuma was 'n swak leier van die land, maar 'n baie streetwise leier van die ANC. Toe verloor hy ook sy job. Nou sit ons met Ramaphosa, wat ons eintlik in die grootste gedeelte van hierdie jaar min vertroue opgehad het. Maar hier begin hy nou sy rug styf maak, 'n maand voor die ANC in Desember, sy nasionale algemene raadsvergadering moet hou, en ons moet die volgende keer daaroor praat, want dit is 'n sleutel byeenkoms van die ANC, wat op die 16de en die 17de Desember by Nasrek plaasvind, oor hoe die ANC sy top 7 gaan evalueer. Ja, en of waar Ramaphosa en sy faksie binne in dit dan nou lê, en met hierdie amper wat hy nou sy rug styf maak, gaan dit hom sleg of negatief of goed beïnvloed, want ek en Prof kan ook praat dat hy nou van ons oogpunt af 'n goeie posisie het as die president, maar hoe beïnvloed dit sy ANC-leierskap? Dis altyd daai wisselwerking wat ANC-leiers ondergrawe, wat hulle nie lekker reg kry nie. Byvoorbeeld, 'n laaste ding wat ek gaan noem, is die nasionale algemene raadsvergadering moet nou besluit, het die top 7 uitvoering gegee aan die mandate wat hulle in Desember 2020 gekry het. Nou goed, na Desember 2020 was daar 'n omvangryke ontwrigting. En dit was die regering van nasionale eenheid, toe die ANC net 40% van die steun gekry het. Nou is die vraag, hoe gaan die algemene raad die vertoning van die 7 evalueer? Gaan hulle dit doen op grond van dit wat hulle in 2022 gesê het, met 'n agneming van die RNE, of sonder die inagneming van die RNE? En dis hoekom jy sal hoor, en ek wil vir die luisteraars ook sê, julle gaan nou meer kere hoor in die volgende maand of wat, tot daai tyd toe, uitsprake oor onteiening en al hierdie soort van ideologiese uitsprake. Retoriek gaan nou vandag kom. Dis retoriek vir daai vergadering. Ja. Ek dink nie julle moet dit ernstig opneem nie.
Prof, soos gewoonlik, baie interessant, baie lekker om weer met Prof te gesels het, maar skakel in volgende week en gesels ons 'n bietjie oor hoe die jaar verloop het ook, maar baie interessant, baie dankie vir Prof se tyd vandag. Plesier.